terwyl die kerkraad daar op hulle plekke kom, my groot voorreg om ook op hierdie weeksaand saam met jou te wees. Mag die Here vir ons seën met sy woord en mag die Here elkeen van ons weer vanaand oortuig dat hy God is en dat hy vir altyd God sal wees en dat ek en jy, soos wat hy vanaand vir ons gaan sê, dapper kan wees. Ons hoef nie bang te wees nie, want God is by ons. Kom ons begin ons erediens vanaand. Ons sing saam lied 514, waar ons onsekerheid in Jesus bevestig. Ons sing die eerste en die tweede strofe, dan gaan ek jou groet vir die seën van die Here, en dan antwoord ons net met lied 547, ook strofes 1 en 3. Begin saam met my lied 514. Genade vir julle en vrede van hom wat is, van hom wat was en van hom wat kom. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God die Vader, van God die Seun en van God die Gees. Amen. Loving
die prediking wil ek graag saam met jou bid, maar jy kan sommer net so bly sit. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie vir die kosbare voorreg om in die teenwoordigheid vanaand hier in U huis saam te wees. Here ons vier vanaand die Seun Jesus Christus se opvaar na die hemel. En met ons vier getuig en bely ons dat ons weet hy aan U regterhand sit en hy daar is om U oordeel en die sonde van ons weg te neem. Ja, omdat hy daar is sodat ons sy liefde, sy ewige liefde kan ervaar. Dankie vir die voorreg om deel daarvan te wees. Here, maar soos wat die disippels hierdie gebeure ervaar het, en soos wat hulle harte gevoel het, dat hulle agtergelaat word, dat hulle nie eintlik weet nie, dat hulle nie die plan verder ken nie, gebeur dit partykeer met ons in ons lewens. Ons leef en ons kyk na die lewe en ons ervaar die lewe. En dan kom daar dele en tye, Here, wat ons nie verder kan sien. Ons nie verder die planne en dit wat gebeur verstaan nie. Net soos wat U hulle oortuig het. Oortuig elkeen vanaand van ons. Oortuig ons deur die woord dat U God is. Oortuig ons vanaand weer deur die woord dat U ewig is. Oortuig ons, Here, dat U gegaan het, maar weer gaan kom en as U kom sal elke tong bely en elke knie buig en elke een sal weet dat U God is. Stuur ons ook hier weg as ons klaar geluister het, dat ons weet, U is 'n God van U belofte en dit wat U beloof, doen U altyd. Seën ons nou met U woord, Here, en seën ons met groot stukke moed en hoop vir die toekoms, omdat U ons God is. Ons bid hierdie nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U groot genade. Amen. Geliefdes, ek wil 'n paar gedeeltes in Openbaring later in die boodskap met jou deel. Jesus sê in Johannes 14 vir sy disippels, dat hy van hulle af gaan weggaan. Hy sê vir hulle, ek gaan na die Vader toe, en ek gaan daar na toe om vir elkeen van julle 'n plek gereed te maak. En as ek klaar daar die plek vir julle gereed gemaak het, dan kom ek terug en dan gaan ek julle na my toe vat. En daar waar ons dan gaan wees, beloof hy, gaan ewige liefde, ewige vrede en ewige genade wees. Ek wonder vanaand hoe die disippels en die wat Jesus gevolg het en saam met hom daar was, se harte gevoel het. Hulle het geweet, hulle krag lê in Jesus. Ja, daar was 'n kruis en daar was 'n opstanding, maar die hele tyd was Jesus nog in een of ander vorm by hulle. En hier gebeur weer wat hy beloof het. Hy los hulle en ons nie alleen nie, hy los hulle en ons in die teenwoordigheid van God die Gees. Maar Jesus vaar op na die hemel. Ek dink, ons kan met sekerheid in ons harte sê dat hulle maar benoud was. Dat hulle maar na die lewe gekyk het en gewonder het, wat gaan volgende gebeur. Net soos wat ek en jy partykeer maar na die lewe kyk en wonder wat gaan volgende gebeur. Want dit wat besig is om te gebeur en dit wat met my gebeur kan net God iets aan doen. Ek het gesê ek wil met jou oor Openbaring praat, want dit is wat
daardie mense ervaar het. Die keiser in daardie tyd wou gehad het dat hulle hom as hulle God moet bely, en as hulle dit nie gedoen het nie, dan het hy gesorg dat hulle nie kan lewe nie. Hy het hulle nie almal noodwendig fisies self doodgemaak nie, maar hy het geweier dat iemand werk om geld en kos te verdien wat hom nie as God bely nie. Dan is daar 'n groep mense wat kies om vas te staan. Daar's 'n groep gelowiges wat kies om God te kies bo hierdie keiser. En dan die konsekwensies hiervan vierkantig in die oë te kyk. Hulle kry swaar want hulle weet nie. Hulle kry swaar want hulle hou aan God vas. Hulle kry eintlik swaar en hulle kan dit nie verstaan dat God nie vir hulle uitkoms gee nie. En dan gaan ons net nou gedeeltes lees waar God vir Johannes die deur van die hemel so op 'n skreefie oopmaak. En hy wil vir Johannes sê, gaan sê vir die wat swaar kry. Gaan sê vir die wat nie weet nie. Gaan sê vir die wat vergeet het dat ek God is en dat my plan altyd goed is. Gaan sê vir hulle wat jy sien. Gaan sê vir hulle van my almag. Aan die begin van die wêreld skep God die wêreld so. God skep die wêreld eintlik dat hierdie hele skepping net moet weet dat hy altyd sal sorg en dat hy almagtig groot en almagtig goed is. Sonder om te ver daaroor aan te gaan, vanaand kom die bose verniel daardie skepingsdoel van God. Want die bose kom na mense se harte toe en hy kom sê eintlik vir mense dat hulle eintlik self moet probeer. Hy kom sê eintlik vir mense dat God nie altyd goed genoeg is nie. Vir ons is dit sleg dat die eerste mense kies om dit te glo. En so doen ek en jy ook baie keer. God sê, ek sal sorg. God sê, luister na my belofte. God sê, ek is besig met 'n groter plan. Al verstaan jy nie die kruis of die opstanding of die opvaarding na die hemel of enige ander iets in hierdie lewe nie. Moenie in my God wees twyfel nie. Moenie in my daar wees twyfel nie. God se God wees, geliefde, is nie afhanklik van my en jou ervaring. God se teenwoordigheid is nie afhanklik daarvan of ek en jy dit voel nie. God is by jou. God is met jou. Miskien sien jou oë soos wat die disippels se oë sien, Jesus vaar op na die hemel. Miskien sien jou oë en jou hart en jou menswees vandag miskien iets in jou lewe wat nie sin maak nie. Iets wat jy nie kan verstaan nie, iets wat jy heeltemal anders sou doen. Maar dan is hierdie boodskap van Openbaring vandag jou en my boodskap. In hierdie lewe is dit nie altyd maklik om te glo nie. In hierdie lewe is daar baie ander dinge wat ons baie keer wil oortuig dat ons iets anderster nodig het as God. In hierdie lewe is daar baie ander dinge wat vir ons beter en groter lyk as God, want ons is mense en ons is swak. Maar hierdie Jesus wat ons vanaand herdenk na die hemel toe opgevaar het, hy sê, ek is die Alfa en die Omega. Ek is die begin en die einde. Ek is die eerste en ek gaan die laaste wees. Hy sê dit sodat almal moet weet dat God 'n plan het.
Hy sê dit, dat almal moet weet, dat God 'n plan het met sy seun, Jesus Christus. God beloof dit. Hy sê, ek het jou so lief, dat ek my enigste seun nie gespaar het nie, maar dat ek hom gegee het, sodat jy en ek vir ewig kan lewe. Ek wil vir jou 'n paar verse nou lees en dan 'n paar later. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. En as ek hierdie lees, dan wil ek hê jy met hierdie beloftes nie aan 'n gemeente sien nie, jy moet dit sommer vanaand met jou stem en met jou naam hierin hoor. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat weer kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood en die heerser oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons liefhet en ons deur sy bloed van ons sondes verlos het, wat ons 'n koninkryk gemaak het, priesters vir God, sy Vader. Aan hom kom die heerlikheid en die sterkte toe, vir ewig en ewig. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, selfs hulle wat hom deurboor het, en al die volke op die aarde sal oor hom rou. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die een wat is en wat was en wat kom, sê die Here, God die Almagtige. Op die dag van die Here het die Gees van my besit geneem, Johannes wat hier skryf. En ek het agter my 'n harde stem soos die van 'n basuin gehoor wat sê, skryf wat jy sien in 'n boekrol op en stuur dit aan die 7 gemeentes. Aan Efese, aan Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie se stem dit was wat met my praat. Toe ek omdraai, het ek 7 goue kandelare gesien. En in die middel van hierdie kandelare, iemand net soos die seun van die mens. Openbaring sê, en ek gaan net nou met jou praat oor 'n klomp beloftes van God. Johannes sê toe hy die eerste keer hierdie stem hoor, was hierdie stem agter hom. Maar hierdie stem was so hard soos 'n basuin, en wat hy eintlik daarmee bedoel, hy het nie eintlik gewonder wie se stem is dit nie. As 'n basuin hard in jou ore blaas, dan wonder jy nie wat gebeur nie, jy weet. Toe hierdie stem begin praat, toe twyfel hy nie. Toe weet hy, dit is God. Toe weet hy dat hier 'n boodskap kom vir hom en vir die mense wat saam met hom leef en swaar kry. En toe weet hy, hierdie God staan in vir sy beloftes. Toe weet hy, die beloftes wat hy deur hierdie stem gaan hoor, kan hy maar weet, is nie net woorde nie, dis die almagtige God wat dit vir hom sê. En hy praat van nou. Hy praat van die lewe. Hy praat van die belewennisse. Hy praat nie net van iets wat daar voor is, wat vir ons wag en mooi is en goed is en tot in ewigheid is nie. Hy praat van die dinge wat ons ervaar. Hy praat van die seer wat Johannes en sy mense in hulle harte dra. Hierdie woord wat hy hoor is 'n woord wat troos. Dis 'n woord wat vir my en vir jou en vir hulle wil hoop gee en wil moed gee. Dis 'n woord wat vir ons vra om te volhard. God groet hom. En God groet my en jou vanaand met dieselfde woorde. Hy sê, genade vir jou, my kind. En vrede. Dit is wat God beloof. Van hom wat was, van hom wat is, en vir hom wat gaan kom. En God sê, ek wil hê jy moet my stem hoor.
Ek wil hê jy moet my God wees in jou lewe, hoor. Ek wil hê jy moet hoor, dat ek nie net praat nie. Want hierdie God is die koning, geliefdes. Hierdie God is die koning van hierdie wêreld en hierdie aarde. En hy sê, dit sal reg wees. Hy sê, die seer sal verbygaan. Hy sê, die oorwinning sal kom. Ja, hulle oë sien Jesus wat opvaar, maar God weet. Hierdie Jesus vra vir my en vir jou en vir sy disippels volharding. Onthou, Jesus ken God se hart. Jesus ken die volmaakte liefde van sy Vader, God. En dan sê hy vir hulle, wil hê julle moet weet, ek gaan. Maar, dit is deel van my Vader se plan, dat ek net gaan om vir julle 'n plek gereed te maak. En as ek terugkom, sê Jesus en ook Johannes in die Openbaring sê hy, sal elke een weet dat ek kom. Elke knie sal buig en elke tong gaan bely dat ek God is. Maar, wat ek van julle vra is om te volhard. Wat ek van julle vra is om te bly glo. Wat ek van julle vra is om nie moed te verloor of hoop te verloor oor dinge wat in hierdie wêreld aan die gang is nie. Want niks kan groter wees as my liefde nie. Jesus gaan in die glorie van God in. En ek hoop jy kan hier lees net 'n prentjie, maar ek hoop jy kan saam met Johannes hier die prentjie sien en ek gaan nou vir jou 'n deel lees wat Johannes vir ons beskryf wat hy sien. Hierdie Jesus wat opgevaar het is werklik by God. Hy sê, hy het 'n kleed wat tot op die voete hang gedra, met 'n goue band wat om sy bors vasgebind was. Sy kop en hare was so wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos vlammende vuur. Sy voete was net soos gloeiende koper in 'n rooi warm oond en sy stem soos die gedruis van baie waterstrome. In sy regterhand het hy 7 sterre gehou. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard met 2 snykante gekom en sy gesig was soos die son wat in al sy felheid skyn. En hierdie is die vers wat ek jou weer gaan wegstuur. Toe ek hom sien, het ek voor sy voete neergeval soos 'n dooie. Maar hy het sy regterhand op my gelê en gesê, hou op om bang te wees. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood, maar kyk, ek leef vir ewig en ewig. En ook hou ek die sleutels van die dood van die Gades. Skryf dan op Johannes wat jy gesien het, wat daar is en wat hierna gaan gebeur. Dit is die misterie van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het en van die 7 goue kandelare. Die 7 sterre is die 7 boodskappers van die 7 gemeentes en die 7 kandelare die 7 gemeentes. Die Johannes God se teenwoordigheid ervaar, het op die grond geval soos 'n dooie. En God gaan en God raak hom aan en hy sê vir Johannes, moenie verder bang wees. Vanaand wil ek hê jy moet daardie belofte van God in jou lewe vasmaak. As baie goed wat ons bang maak. Politiek maak ons bang.
Ons finansies maak ons bang. Ons verhoudings maak ons bang. 'n Klomp dinge wat ons nie weet hoe dit gaan uitwerk nie, maak ons bang. Vanaand sê God vir jou geliefde, staan op. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Ek is jou God. Ek is die eerste, ek is die laaste, en ek sal tot in alle ewigheid wees. Johannes is 85 jaar oud. En as hy hierdie visioen klaar geskryf het, dan gaan dit met hom swaar en hy is naderhand op die eiland Patmos dood waar hy hierdie skryf. Maar hierdie gee hom soveel moed. Het gee vir hom soveel hoop, dat hy sy boek eindig om te sê, kom, Here Jesus, kom asseblief weer. Want elke oog sal sien, en elke tong sal bely, dat hy God is. Kom geliefdes, kom ons vat hierdie beloftes. Elkeen van ons. En ons weet, maak nie saak wat, maak nie saak of ons verstaan, maak nie saak of ons begryp nie, maak nie saak of ons ander planne het nie. God weet, en dit sal goed wees. Dit moet ons vanaand moed gee. Dit moet ons vanaand hoop gee. Dit moet ons vanaand laat opkyk. Weg van alles wat ons pla. En dit moet ons laat weet. God is by ons. Moenie bang wees nie, geliefdes. Hy wat was, hy wat is, en hy wat kom, is by jou. Amen. Dus kom ons sluit vanaand se erediens af met die oorwinningslied. Ek dink dit is gepas. En dan gaan jy hoor hoe ek jou met God se seën groet vir dit jy. Oh
Die Here ons God sal elkeen van julle seën, en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se redding verskyn, en die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede verhoor, en die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen.